Broer. Dion, Dropper, kan my pa nie vat nie. En jou ma en jou pa? Is hulle gelukkig getroud? Hoekom vra jy? Stel maar dit belang. My pa was voorheen getroud. En toe sy geskei en toe het hy met my ma getroud. My eie pa is dood toe ek 3 maande oud is. So is jy jou regte pa? Nie my eie bloedpa nie, nee. Maar ek is mal oor hom. Hoekom? Ek is lief vir hom. Hy's 'n gentleman en hy's lief vir my. Ek het 'n klompie pasiëntekaarte hier. Die meeste van hulle is Jenny en Marie se paar. Die byvoorbeeld van mevrou G. Truiter van Helvetia Heights, Sundownstraat. Dok, jy skryf vir die afgelope 15 maande vir haar bellekans voor. En sy is 'n jaar gelede al dood. Terminale kanker. Ek weet, ek het uitvind by die registrateur van sterftes. Sy is op 12 Januarie al dood, in die Andrew McCallum. Dis Annette Colleen. Sy moes die inskrywings vervals het. Ek weet daarom nie so mooi nie, Dok. Al hierdie inskrywings is jou handskrif, is jou handtekening. Maar dit is onmoontlik. Ek weet mos sy's dood. Ek het haar self behandel. Daar's nog 3, Dok. 3 pasiënte vir wie jy bellekans voorskryf. Hulle is al maande gelede oorlede. Dooie mense drink nie pille nie. Bindien is jou handskrif. Ek is jammer. Ek geen keuse nie. Ek neem jou negnis op aanklag van vervalsing en bedrog. As jy saam met my kom na die polisiestasie toe, kan ons die gewone dinge sommer daar afhandel. En as jy jou prokureur wil bel, bel. Jenny was in 'n ongeluk op Kroonstad. Die lyn. Wat maak Jenny by Harde Spruitenberg in sy kar op Kroonstad as sy veronderstel is om saam met Marie Louise in die universiteitskoor op Warmbad te wees? Het sy seer gekry? Nee, sy het nie seer gekry nie, maar nou moet ek ry om hulle te gaan haal. Harde het sy pa se kar afgeskryf. Wat maak sy by hom? Dit weet ek net so min soos jy. Hoekom bel jy nie om die Bruitenberg gehoor by hom nie? Wat is sy nommer? Staan die boekie. Kyk, as Hardes dink hy kan my dogter op skelm naweek na obskure plekke toe sleep te gaan af vanaand groot moeilikheid kom, die beloof ek jou. Vind net eers uit wat aangaan, man. Dalk is daar 'n goeie verduideliking vir alles. Naam Dominee. 'n Skalk Visser hier. Skalk Visser, Jenny se pa. Ja, goed. Luister Dominee, ek het nou net 'n oproep gehad van Kroonstad. Hardes en Jenny was daar in 'n ongeluk met jou kar. Nee, hulle is nie beseer nie, maar jou kar is 'n wrak. Ek gaan nou soontoe om hulle te gaan haal. Ja, dis juist wat ek wou vra. Natuurlik kan jy saamgaan. Goed, ek sien jou oor 'n kwartier. Dankie, Dominee. Hardes is besig met 'n atletiekbyeenkoms op Kroonstad. En hulle slaap glo vanaand in die motel. Wat gaan jy nou maak? Ek gaan nou agter die waarheid kom. Ek gaan daardie motel bel. Goeienaand. Dis Visser hier. Ek praat van Pretoria af. Kan u my sê my juffrou Jenny Visser is daar vannag vir haar 'n kamer apart bespreek? Dankie. Ja, dankie. Nee.
Ek sien. En meneer Breitenbach, meneer Hardes Breitenbach. 'n Dubbelkamer. Ek sien. Nee, daar's nie 'n boodskap nie. Dankie. Dis presies wat ek gedink het. Presies wat ek gedink het. Skalk, wag nou eers voor jy kwaad word. Hoor wat die kinders sê, dalk is daar 'n goeie verduideliking vir jou eie gevolgtrekkings maak. En dit nog al 'n dominee se seun. Ag, Skalk, 'n man is 'n man. Nou ek sê nou vir jou. As daardie twee van plan is om vandag in Kroonstad te oornag, dan gaan die duiwel los wees. Ek dink ek beter ry en hulle gaan haal. Jy gaan net dinge sê wat nooit gesê moet word en ek gaan nie hier hande gevou sit en toelaat dat jy Jeannie van ons vervreem nie. Nee, jy sal nie ry nie, ek sal ry. Skalk. Jeannie is my kind. En wat beteken dit? Van wanneer af is dit jou standpunt? Skalk, ek is lief vir jou. Ek is lief vir Jeannie ook. En dalk het daar goed skeef geloop met haar, maar ek ken jou. Jy het 'n kwetsende tong en jy gaan dinge sê wat daardie dogter van ons gaan wegdryf en ek gaan dit nie toelaat nie. Ek vra jou weer. Van wanneer af is dit jou standpunt dat ek nie seggenskap oor die kind het nie? Ek weet jy het haar wetlik aangeneem. Hoor nou wat ek vir jou sê. Jeannie is my kind, my eersgeborene. Sy's myne. Ek sê met jou praat as ek terugkom. Ek gaan nou ry. Dit moes seker een of ander tyd gebeur het. Maar gehoor wat gesê is. Ja, ek het gestaan na afluisteraar in die eetkamer. Wat moet ek nou maak, ma? Daar's niks wat jy kan doen nie. Kom ons drink liewer iets, ons kan net beter voel. Die bouinge sal hoor. Ag, ma, Skalk gaan moeilikheid maak vanaand, ek ken hom. Ja, weet hy sal. Water? Asseblief. Sy kop is so hard soos 'n klip, van kleins af al. En hoe meer mense hom teëgaan, hoe meer wil hy sy sin hê. Sy pa was te sag met hom, en ek ook. Dis soos dit gaan met enigste kinders. Die goed is altyd bederf. Mevrou Visser, Goeienaand, dis Conradi hier. Kan ek asseblief met die advokaat praat? hy is ongelukkig nie, kan ek help? Nee, toe maar. Toe wil ek se môre weer skakel. Dokter Later gaan nie weghardloop nie. Ek sal verantwoordelikheid vir hom aanvaar as hy hom laat loop. Dit is vir die stasiebevelvoerder om te besluit. Ek self het die beswaar nie, maar hoor net. Vertel, kan ons maar laat gaan. Wat my betref. Dankie. Dis oké. Om 9:00 môreoggend nie wees. Sal waarskynlik die saak uitstel en self besluit oor borg. Dankie, meneer Meiber. Kom dan. Is jy seker is nie jou aanskrif op die pasiëntekaart nie? Doodseker. OK. Alles moet bewys dit is jou aanskrif. So. Hulle sal die kaarte instuur na die forensiese afdeling vir aanskrifdeskundige. Ons het ook so gou moontlik 'n aanskrifdeskundige aan die hande kry. Ek dink jy daar's nog van die vervalsings iewers hoor. Ek is op pad spreekkamers toe. Ek sal gaan soek. Dit is onwaarskynlik dat sy al die pille teen die 3 van die pasiënte se name sou uitgeboek het. Ek sal kyk by die pasiënte vir wie ek wel die goed voorgeskryf het. Dalk is hulle kaarte ook gebruik. Kom ons ry sommer nou dadelik so intoe. Wag 'n bietjie. Hier's een. Ek het dit so goed gedoen ek sou die verskil agtergekom het nie. Ek gebruik altyd 'n swart pen. En hierdie is blou. Want swart maak beter fotostate vir die mediese skema. Ek gebruik nooit 'n blou pen nie. Dis ongelooflik. Het jy enige voorbeelde van haar eie handskrif? Ja, baie.
baie moeilik wees om te bewys as jy jou handskrif daai nie. Dan ons is spelle van skool af al. Jy is nie besig om vir my te lieg, is jy? Nee. Het lyk nie te goed nie. Laat ek nou maar eerlik wees met jou. Jy het vir haar probeer lieg toe sy in die moeilikheid was. En die hof gaan dink dit was om jou eie bas te red. Om te keer dat daar 'n weier ondersoek kom na jou voorrade. Ek weet. Jy het vir haar net sy ouers gesê jy het selfs 'n kaart vir haar vervals om te bewys jy het die goed vir haar voorgeskryf. Ek weet, maar ek het dit vernietig. Met alle respek, my vriend. Die hele storie stink. Ons of jy die beste advokaat in die stad moet kry. En nou. Fred, ek wou nie in die polisiestasie met jou redeneer nie. Maar ek wil nie vir Visser naby my hê nie. Hy sal ook nie jou saak aanvaar nie. Wat het jy in elk geval teen die man? Jy het al iets teen hom nog voor jy hom behoorlik leer ken het. Ek hou net nie van hom nie. Annette was sy kliënt. Ons sal hom moontlik in die boks moet sit tydens jou verhoor. Nee, hy sal nie belangstel nie. Hy hou ook nie van jou nie. Ek sal vir Kilian probeer. Hy is mal oor sulke lost causes soos die een. You're watching Cold is Bonnie, stop het. Ma van my juwele geleen. Jou juwele geleen. Is die van jou kop af. Ek sit self met 'n laai van die bestes. Bonnie, jy? Natuurlik, mamma, weet mos ek vra altyd. Hoekom? Das vir my juwele weg. Die kreerrandhanger met sy ketting en daar die diamant oorbelle wat pa laas maand R5000 vir betaal het. Gesteel. Ek weet nie, ma. Was maar seker. Natuurlik is ek seker. Ek sê mos ek is seker. Glo jy my nie? Dis net snaaks dat iemand nie twee goed sal vat en die ander daar los. Tensy ek gaan net gou bel. Bonnie sê sy met die speurders laat kom. En wie bel maar nou? Bel sommer. Wat gaan in hierdie huis aan? Eers storm paai uit 'n vlieg in sy motor is nou is ma se juwele op weg. Bel maar die polisie. Nee. Nou wat bel hulle dan? Loop jy. Ek weet wat ek doen. Gaan sit daar by ouma of gaan doen jou huiswerk. OK, ek probeer net help. Waar gaan maar nou heen? Gaan na Dion se woonstel. Kan ek saam gaan? Nee, bly hier. Dion? Dion? Wat gaan ek vir jou pa sê? Jy gaan vir my waarheid sê, wat anders? Dink jy is onnoosel? Dink jy hy kan die twee en twee bymekaar sit nie?
Hy gaan woedend wees. Natuurlijk gaan hy woedend wees. Luister, Hardes. Ons is lief vir mekaar. Dis al wat tel. Dis al wat ek vir my pa hoef te sê. Ek gaan ons nie probeer verontskuldig nie. Ons hoef nie om verskoning te vra omdat ons lief is vir mekaar nie. Hy kan maar kwaad word. Ek is mondig en jy is mondig. Ons is groot mense. Ek wou die ring vir jou gegee die naweek. Dis fantasties. Dit is alles bederf. Maar dit is nie, Hardes. Dit is nie. Kan ek hom nog aansit? Natuurlijk. Dis fantasties. Ek gaan eendag vir ons kinders vertel as het verloof geraak in 'n volstaf. Ek is mal vir jou. Klimmen. Oomos is jammer. Hardes, bly stil. Pa, ek en Hardes... Ek sê klimmen, ons sal later praat. Ek en jy. Laat oom. Wag 'n bietjie, wat gaan nou hier aan? Ons gaan nou huis toe en daar gaan ons praat. O nee. Julle kan nie vir my en Hardes skei soos twee misdadigers by 'n verhoor nie. Ons het 'n reg om ons saak te stel. Ek gaan saam met Hardes in. Klim in die kar. Nee. Moenie laat ek jou dwing nie. Ek dink pa het te veel selfrespek daarvoor. OK, kom ons verstaan een ding mooi. Ek en Hardes is groot mense. Ons is nie kinders nie en ons is nie hier om sleg gesê te word nie. Ons het die naweek saam Kroonstad toe gegaan. Ons sou in die hotel bly. In dieselfde kamer. En wat meer is ook nie die eerste keer nie. Ons wou verloof raak, maar toe gebeur die ongeluk. Toe raak ons onder die straatlig verloof. Dis al wat ek te sê het. Behalwe dat ek en Hardes is van plan om so gou as moontlik te trou. En as pa of dominee enigiets verder te sê het, sê dit dan en kry dan van julle gewetens af. Dit was nog nooit my plan om jou voor ander mense te betug nie, Jeannie. Pa kan, maar ek's nie bang nie. Nou goed, as dit jou houding is, dan wil ek net sê, dit sal geen doel dien om hierdie saak vanaand verder te bespreek nie. Jy en Hardes, ek wil net vir jou dit sê, dogtertjie. Jy en Hardes het 'n oneerlike skelm ding probeer aanvang. Ek het meer van jou verwag as dit, Jeannie, en van jou, Hardes. Julle die vertroue wat ek in julle gestel het julle geskok. Ek is teleurgesteld, maar ek wil net byvoeg dat as julle in die toekoms weer so skelm avontuur beplan, moet julle geen simpatie of begrip van of my of die dominee hier verwag nie. Dis al wat ek oor hierdie saak te sê het. Ons kan dit vanaand by die huis verder bespreek. Nee, ek is nie 'n kind nie. Ek is ook nie 'n skelm nie. En ek verpes dit as pa praat van skelm avontuurtjies asof ek en Hardes 'n vieslike goedkope affairtjie aan die gang het. Ons het 'n liefdesverhouding met die klem op liefde. En as pa dink dit is 'n skande, vergeef my dan, want dan het ek en pa van mekaar absoluut niks meer te sê nie. Nie vandag nie, nie môre nie en nêrens in die toekoms nie. Dis nou genoeg. Kom ons ry. Nou goed.
Dankie vir alles. Ek sien jou môre. Ja. Oor die ernstig mense gepraat nie, Hardes. Hoe lyk my kar? Ek sê maar, pa, hy's regtig verrak. Dit sal seker my help as ek bestuur wat in die armbeers werk. Sit Hardes. Maar het is 'n boksingbuis van 'n gemors. Pas is ook nie die maklikste man om 'n sinvolle gesprek mee te voer nie. Ek moet sê, ek het nogal bewondering gekry vir die manier waarop sy haar pa aangevat het. Sy is 'n merkwaardige meisiekind. Dink pa regtig so? Jy is laat nie maklik regeer nie, dis verseker. Wel, sy's uitgesproke. Weet so 'n kinderstorie kan 'n hele gevolg hê, nee, jy weet dit. Ek is regtig jammer, pa. Wie se idee was die weggaan na die Hardes? Jou of haar? Myne, pa. Die beste ding gaan wees trou en kry klaar. Van die besigheid gaan dan net moeilikheid kom. En dan? Pa weet ons dit nie geld nie. Wel, ek kan nog 'n rukkie in die pastorie kom bly. Pa, ek het nog 'n hele jaar om te gaan en dan start diensplig. Dis 3 jaar. Wat is die alternatief, Hardes? Wil jy maar so aangaan soos nou? Het sal nie weer gebeur nie, pa. Ek wil nie vir jou sê wat jy moet maak nie, jong. Kom ons loop slaap. Dis al laat. You're watching Cul-de-sac. Ek sien jy by die volgende klas, ja, hoor. Dan, wat maak jy hier? Ek soek vir jou. Vir my, hoekom? Ag, moet ek hom opsit. Iemand soek om met 'n gesels en ek kon aan niemand anders dink nie. Binding jy swart regte. Ek het nodig om iemand te praat oor 'n saak. Wat 'n saak? Ek dink jy weet. Ek het vanoggend in die hof verskyn oor Annette Colleen se stories. Wil jy kom of jy geroep is? Ek het nie eens meer krag om huis toe te gaan nie. Dit gaan maar rof daar by ons. Maar as jy jou kar byderhand het, kom ons vaai hierdie wêreld uit. Ek was jare laas hier. Dis oor jy 'n huis het. Die meeste ander ouens van jou ouderdom het geen ander vryplek nie. Ek het weer 'n situasie ken. En ek sê jou dit sê. Toe ek begin swat het ek by die huis gebly. Dit was 'n fout. Vir die ouers word jy mos nooit groot nie. Jy bly mos 'n ou skooldogtertjie. Jy kan jou nie dra nie vir julle ou spul wil weet waar gaan jy heen. Geen klink brasuur. Kus. Jy het nie veel van huis gehad nie. Dit was 'n gelukkige huis. Jy vra partykeer so pertinent uit na ons. Verskoon my dat ek dit sê, maar dit lyk partykeer jy het byna so hoe sal ek nou sê 'n onnatuurlike belangstelling in ons. Sommige ek nooit 'n pa gehad het. Ondersoms is net weer so 'n pa hê soos jy nou. Jy kan vir jou vat. Ek en hy het 'n verduiwelse baan nie gehad. Hoekom? Sommer. Jy het my nie hier toe gebring om na my heavies te luister nie. Dink jy sy kon beter leer kenslik van hom aan? Bel die vrou my môre. Op die oomblik dink ek nie enigiemand in die wêreld behoort van hom te hou nie. Hy's 'n benepe selfvoldane ou siel wat die wêreld se wyshede kwyt geraak het en dit nou aan elke ander ou se keel wil afdruk. Laas toe met my gepraat het, toe was hy 'n gentleman. Dit was laas. En nou hoekom vra jy my? Ek ken hom ons. Ek wou dat jy ook Pietie gegee. Ja. Hoekom vra jy my nie liewer uit oor my ma nie? Nou oor haar kan ek 'n paar psalms skryf. En jou ouma? Ag, sy is die enigste ligpunt in my lewe. Maar dis nie oor haar miljoene nie. Dis oor sy kop. My sussie Banies pak gehad. Sy's 'n regte troeper. My boetie is 'n trapheld, soos ek al reeds gesê het. Wat nog? Vertel me van jou. Ag, jy weet alles van my af, ek het jou laas gesê. Kom ons praat liewer oor jou. Hoekom het jy nie 'n meisie nie? Ag, moet ek baie het.
Oeg, daardie waaglike Annette Colyn was een van hulle nie. Tot op 'n punt. Jy moes haar verskriklik woedend gemaak het. Sy gaan jou brand, ou boetie. Sy het nie verniet in die hof so te kere gegaan nie. Sy soek jou bloed. Nou lyk as 'n moeilikheid, so sy is seker gelukkig. Hoor hier, jy's genuine in die moeilikheid, weet jy dit? Ja, en as dit my prokureur die hele tyd vir my probeer sê. Dan. Moenie die ding te lig opvat nie. Jy kan 5 jaar kry vir dwelmhandel. En as hulle kan bewys jy is 'n pusher, jy het daarvoor sien. Die howe het nie 'n opsie nie. Hulle moet die statutêre straf oplê en dis 5 jaar. Luister, ek ken jou nie goed nie, maar ek weet jy is onskuldig. Jy was dom genoeg om so 'n slet te help en dis wat jou beland het. Wat die hof betref, boetie, jou leuns gaan net verswaring wees. Hulle gaan jou kruisig. Die moeilikheid met ons regstelsel is dat sit 'n paar seniele ou ooms uit die jare toe op die regbank en hulle glo dat elke meisietjie wat veronreg word, is lelieblank en onskuldig. Hulle soek gewoonlik die man se bloed want hy is mos die wolf. En boetie, jy's 'n dokter. Weet jy hoe geniet die gemeenskap dit as 'n dokter vasgetrek word? Dis vir hulle so Dallas of Dynasty. Hulle kan nie wag vir die volgende sappige episode nie. En dan word jy ook hoe onskuldig bevind. Daai volk daar buite sal dit nooit glo nie. En dit gaan jou praktyk seermaak. Baie seermaak. Wat sal jy voor? Wat doen ek? My eerste plek het mos geld. Hier vir jou die beste advokaat in die land. Fred Conradie probeer vir Kilian in die hande kry. Regtig? Ken jy hom? Ja, hy was een van ons dosente, maar toe waai hy om te gaan praktiseer. Hy's 'n hippie, maar bloedhond. So ek het ten minste een ding reg gedoen. Luister, ek sou graag heel middag hier by jou wou sit, maar ek moet waai. Waai van my ring. Dis baie mooi. Baie geluk. Dis waaroor die hele hierdie los was. Kan ons terug aan universiteit toe? My bike staan nog daar. Kan ek jou voorstel, dis Dr. Daan Lategan en dis nou die droom van my hart, Hardes Breitenberg. Hi, aangename kennis. Hi. Okay, dankie vir die dag, Jeannie. Sien jou. En nou? En nou wat? Wie is hy? Hy's 'n kliënt van my pa. Ek het hom toevallig vanmiddag hier raak geloop en toe gaan drink ons 'n bier by die fontein. Jy het hom toevallig geraak. Toevallig. En toe gaan drink jy saam met hom. Hart, skryf van jou perdjie af. Hy's 'n pel, dis al. Ek ken jou al 15 jaar. Dis snaaks dat ek nou eers een van jou boesempelle ontmoet, is dit nie? Ag man, jy's in 'n nare by. En my lewe is genoeg bederf sonder om na 'n suurou ook te moet staan en luister. So as jy myself verskoon, ek gaan huis toe. Ek moet nie kwaad word. Ek wil net weet waar ek staan, dis al. Ek dra jou ring. Oor jou is ek in 'n hengse moeilikheid by my pa. Is dit nie genoeg nie? Sorry man. En wie het dit gelyk? Toe hy jou weer afgelaai. Wie het dit gelyk het? Nee, jy het gelyk. Of jy verlief is, dis hoe. Ag, jy's laf. Kom en maak die deur toe agter jou.